Nou, ons is vanaand besig om so 'n bietjie te delf in die eindtyd se gebeure. En as 'n mens nou dink aan dit, dan is daar 'n kaart wat vir ons al baie wel bekend geword het van dit wat in die einde van tye vir die mensdom wag. Ek sien niks op die skerm nie. Kan julle sien wat hier vooraan gaan of niks nie? Daar gebeur nou iets. Right. So julle ken daardie ou kaart van die uitbeelding van dit wat in die eind van tye na vore sou kom. En as 'n mens na dit kyk, dan sal 'n mens nou vir mekaar kan sê, daar aan die linkerkant is daar nou die kerklike dispensasie tydperk, wat nou gekoppel is aan die tyd waarin ek en jy vandag leef. Dit is die tyd waarin die kerk van die Here Jesus op die aarde is, en waarin die Heilige Gees werksaam is in mense harte. Ons weet in hierdie tyd is dit ook die tyd waarin die tekens van die tye na voorgrond tree, die herstel van Israel en die vyeboom waarop ons moet let, en die opkoms van Rusland en al daardie moondhede van die verre noorde wat besig is om hulle vere reg te skud vir die groot gebeure vir die eindtyd. En dan al die valse Christusse en al die dinge wat in ons dag so na vore begin tree. Daarna weet ons dat as jy gaan kyk na wat die woord van die Here vir ons sê, is dat daar gaan 'n dag kom wat die basuin gaan blaas en die Here Jesus gaan sy kinders kom haal. Die kinders van die Here Jesus gaan dan opvaar na die hemel en dan 'n tyd van 'n bruilof in die hemel geniet. Terselfdertyd is daar op die aarde dan daar die oordeel wat wag op die Babylonse stelsel. En dis daardie gebeurtenis wat eintlik afskuwelik is wat vir die mensdom wag. En daarom wil ek so vir 'n oomblik net so 'n bietjie my aandag vanaand fokus op daardie gedeelte, daardie tydperk wat gaan oorbly vir die mensdom wat nie gereed is om by die Here Jesus te wees nie. Daarna is dit dan die tweede fase van die koms van die Here Jesus wat dan baie pertinent is, wat die woord sê dat hy sy voet op die Olyfberg sal neersit. En hy dan sal kom om vir 1000 jaar te kom om te regeer vanuit die stad van Jerusalem en die vrederyk dan sal herstel. Dit sal dan wees soos wat dit was voor die sondeval. En daarna is daar dan nou die groot gebeurtenis van die groot oordeel van die Here, wat hier aan die einde van alles is. By hierdie geleentheid is dit nie 'n geleentheid waar daar vir die kind van God 'n oordeel is nie, maar vir elkeen wat nie kind van God is nie. By hierdie oordeel is dit nie 'n geleentheid waar daar dan baie gepraat gaan word met baie dinge nie, maar die woord van die Here sê dat die boek van die lewe sal oopgemaak word, en elkeen wie se naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, sal in daardie dag dan uitgewerp word, en die woorde gaan weg van my, ek ken jou nie. En dis waar die hel dan na vore tree vir die wat God verwerp het in hierdie leeftyd. Nou ek wil graag hê dat ons die woord van die Here sal oopmaak by Daniël 12, en dan gaan ons daar lees van Daniël 12. Ek lees vir ons voor daar vanaf vers 1. Hy sê in die woord van die Here: En in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Dit definieer, vriende, dat dit 'n ander fase is, erger as wat dit nog ooit van tevore was. Dat dit 'n hoër vlak is as wat die wêreld nog ooit gesien het. Hy sê spesifiek soos wat nog geen volk wat bestaan het al ooit gesien het nie. Ek lees verder. Hy sê, maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. En ek Daniël het gesien en kyk, daar het 2 ander gestaan.
Die een duskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier. En een het aan die man met linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, gesê: Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Toe hoor ek die man met linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewige lewende, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. En as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie. Daarom het ek gesê: My Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? En hy het gesê: Gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel, en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. En van die tyd af, dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. Welgeluksalig is hy, wat bly verwag en 1335 dae bereik. En jy gaan heen na die einde, en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. En daarom ons lees uit die woord van die Here, en ons vertrou dat hy sy woord vir ons sal kom lewendig maak in hierdie aand. Nou vriende, as 'n mens dink aan hierdie gebeurtenis wat hier vir ons uitgebeeld word, dan sal jy met my saamstem dat dit is eintlik so beduidend op daardie einde van dae. Hy sluit dit eintlik met hierdie woorde af. Die einde van dae. En hierdie gebeure rondom die einde van dae is iets wat eintlik verstommend is as 'n mens sien hoe onkundig die mensdom eintlik oor hierdie einde van dae tog is. En ek wil graag met julle praat oor die onderwerp, oor die mensdom wat wag vir die einde van die dae. Nou die einde van die dae verwys na daardie dag wanneer dit wat aan die gang is aan ons dag sy klimaks sou bereik, wanneer hierdie tyd tot sy volëinding sal kom. Dit is daardie eindresultaat van al die vleeslike gebeurtenisse wat in ons dag afspeel van geskiedenis af deur tot in die toekoms in. Dis daardie slotsom van alle vleeslikheid van die menswees op hierdie aarde, en wanneer God sê genoeg is genoeg. En nou kom Daniël en hy wys ons dat daar mense sal wees wat aan die einde van hierdie dae sal wag vir daardie eindoomblik. Dit wil sê dat daar mense sal wees wie die slotsom van die eindtyd se dinge sal gewaar. Mense wat dit sal beleef, mense wat dit sal sien. Dit is mense wat tot op daardie tyd sal leef. En dit is mense wat dalk ontnigter mag wees deur wat gebeur in daardie tyd. Dit mag dalk selfs mense wees wat vanaand hier mag sit, wat in daardie tyd mag leef. En ons weet dat die woord van die Here vir ons sê, daar gaan 'n dag kom waarin die mensdom gaan opstaan uit hulle beddens uit, en hulle gaan uitstap na buitekant toe en hulle koerant miskien optel, en die koerant gaan dalk iets soos dit vir hulle wys, wat sê dat miljoene is weg. Baie mense is nie meer met ons nie, en die wêreld gaan in hierdie panari wees van wat het gebeur. Sommige mag weet omdat hulle dit geleer was, sommige mag dit mis, sommige mag met groot kwelling in die hart sit, met groot paniek sit, want die omstandighede mag oorweldigend wees. Dit mag gruwelik wees wat aan die gang mag wees. Groot ongeluk op groot ongeluk, groot hartseer op groot hartseer, paniekerige oomblikke wanneer die mensdom besef, iets groots het gebeur, maar hulle weet nie waarom hulle nie deel is daarvan nie. Die wêreld gaan dit verskans. Die wêreld gaan dit onder die mat invee, asof dit maar net aliens was wat gebeur het. En as jy dink COVID het 'n groot merk gemaak op families, dan mag hierdie gebeurtenis 'n baie groter merk maak op die samelewing soos ons dit vandag ken. En dit maak nie regtig saak wat jou en my siening is oor wanneer hierdie oomblik gaan gebeur nie, maar dat daar so 'n oomblik gaan wees, is wat belangrik is om te verstaan. Daar kom 'n dag waar miljoene mense gaan wegwees en die wêreld gaan in panari sit, want wat het gebeur? En die punt is, hierdie tyd mag dalk voor die deur wees. Hierdie tyd
is die einde van die begin en die begin van die einde. Hierdie is die tyd wat 'n merk gaan laat op die ewigheid. En as jy agtergebly het, dan het jou dag gekom, waarin hierdie woorde vir jou waar is, dat jy dan ook wag vir die einde se dag. So dink jou in die chaos. Dink jou in aan die paniek wat mense mag beleef. 'n Tyd waarin mense mag smag na antwoorde, mag smag om sin te maak van wat voor hulle afspeel, maar daar is geen ware leierskap in daardie oomblikke nie. Lande wat sonder leiers mag wees, mense wat sonder leiers mag wees, familie wat sonder leiers mag wees, ouers wat na hulle kinders soek, kinders wat na hulle ouers soek. Maar die einde is besig om te kom, en die einde van daar is besig om met die pylvak in te beweeg. En met baie versoeke mag daar dalk min antwoorde wees. Want weet jy wat in daardie oomblik gebeur? Daardie eerste môre nadat die Here sy kinders kom haal het, in daardie môre gaan daar nie 'n enkeling op hierdie aarde oor wees wat 'n kind van God is nie. In daardie oomblik gaan dit so wees dat elke een wat agtergebly het, in daardie oomblik geen liefde vir God en sy gebod mag hê nie. Hoe weer vol mense, vol van ongelukke en dood. Dink aan families wat kwyn, afhanklikes, geliefdes wat in nood verkeer, maar geen antwoord nie. Netwerke mag dalk nie werk nie, die internet mag afwees, die krag gaan heel waarskynlik afwees, versekerings in Afrika, die water mag dalk nie eens werk nie, niks mag wees wat dit behoort te wees nie, en skielik is almal in paniek, want waarheen gaan ons? En weet jy wat skrikwekkend van daardie oggend? Alles wat ooit in ewigheid heilig was, sal in daardie oggend nie meer op hierdie aarde wees nie. Hierdie aarde sal besaai wees met alles wat onheilig is, en niks wat heilig is, sal in daardie môre oorwees op hierdie aardbodem nie, want alles wat heilig is weggevat. Nie een mens op hierdie aarde sal 'n lewende verhouding daardie môre met die Here Jesus hê nie. Niemand op hierdie aarde sal iemand hê om te kan gaan raadpleeg, om geestelike insig te kan verkry nie. Dink aan die looting wat sal plaasvind. Dink aan die geweld vir oorlewing. Dink aan die vergryping wat daar mag wees. Dink aan die optogte, want menseregte gaan steeds op die voorgrond wees. Dink aan ou mense wat sit in ouer huise en nooit weer 'n geliefde sal sien nie. Dink aan kindertjies wat sit by die huis en wag vir pappa en mamma om te kom, maar nooit weer dit sal sien nie. Dink aan siekes wat in hospitale mag lê, maar hulle dokters is weg. Dokters wat mense wil behandel, maar hulle pasiënte is weg. 'n Afskuwelike tyd. Maar die woord van praat, die dae van die einde. So Matteus 24 vers 21 sê die woord van die Here, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het, en ook nooit weer sal wees nie. Op hierdie stadium sien 'n mens dat dit so besig is om daardie pylvak in te beweeg, dat die wêreld regmaak vir al die gebeure wat in daardie eindtyd moet wees. En ons sien hoe dat die wêreldmagte besig is om reg te skuif. En ons kan sien hoe dat al die verdrukking al meer en al meer op die voorgrond begin tree. En baie vinnig is hierdie wêreld in 'n baie plofbare posisie. Alles dinge wat die woord van die Here vir ons oor waarsku. In hierdie tyd is dit daardie tyd wanneer Esegiel 38 se oorlog in volle swang aan die gang mag wees. Oorloë en gerugte van oorloë, sê die woord van die Here, siektes en pestsiektes, pla wat onder die mense gaan wees, sodat ons alreeds begin sien hoe dit na die voorgrond begin tree. Nood van die een hoek van die aarde na die ander hoek van die aarde. Die ekonomie wat in mekaar intuimel. Angste soos wat daar nog nooit van tevore was nie. Onsekerhede oor die dag van môre. En eintlik al wat dit is hierdie boek van Daniël wat maar net in vervulling gekom het. Hierdie boek van Daniël wat vir ons wys oor al die verskillende koninkryke en al die verskillende tye wat hulle daar gestel was en hoe het hulle self uitgewoed het oor hierdie aarde. Maar hierdie koninkryke het dan uitgekom by daardie laaste gedeelte, by die voet wat gemaak is van yster en van klei, wat deur 'n rots vernietig is. Dit is hierdie tyd wat aangebreek het.
wanneer die koninkryke van hierdie wêreld in mekaar in sal tuimel, omdat die rots, die ewige rots, die koninkryk van God sal kom, om daardie koninkryke te vermorsel. Daniël leer ons van hierdie 70 jaar weke wat daar sou afspeel, 69 van daardie weke wat reeds afgespeel het, en dan daardie middelste spasie wat gaan rondom die kerk. Dit is die gebeurtenis waarin ons onsself vandag vind, aan die einde van hierdie kerkdispensasie, daardie laaste week, wat sou afspeel. Die einde van die dag wat op hande is. Nou sê Daniël 9 vers 24, 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, en die goddeloosheid te voleindig, en om die maat van die sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om die ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseël, en om wat hoogheilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel, en op te bou tot op die gesalfde, dit is die Here Jesus. 'n Vors is 70 sewetalle, en 62 sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom met 'n hoofletter, dis Jesus Christus. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees. En tot die einde toe sal dit oorlog wees. Vasbeslote verwoestings. En as jy kyk wat gebeur in Jerusalem in hierdie stadium, dan sien jy hoe dat die wêreld besig is om op hierdie plekkie te fokus met vasbeslote verwoestings. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vas besluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Daar die laaste week, wanneer God sy aandag fokus op Israel en op Babylon. En 'n mens mag vir jouself dink, sjoe, wat mag wees? Wat mag gebeur? Daniël 9 vers 27 sê, en hy sal 1 week lank met 'n baie sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy sy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuels van gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot die einde toe. Nou vriende, as 'n mens dink aan dit alles, dan sien ons dat dit is daar die fokuspunt waarna ons vanaand kyk. Hierdie laaste uur, hierdie dag van die einde, waarvoor daar mense is wat in hierdie dag, wat verlore leef, en wat nie daar die oorgawe aan God gemaak het nie, wat nie toegewy is aan die Here nie, wat die Here nie kom was het met sy bloed om kon skoonmaak het nie, mense wat wag vir hierdie gruwel om plaas te vind in die einde van dag. In hierdie tyd is daar hierdie groot gebeurtenis, waar die seels oopgemaak gaan word, en die woord van die Here sê vir ons, dat daar niemand waardig was om hierdie seels oop te maak nie, behalwe een enkeling, en dit is die Here Jesus, wat hierdie seels kom oopmaak het. En dan kom hy, en hierdie seels is 'n openbaring van hierdie 4 apokaliptiese perde, wat 'n verteenwoordiging is van sekere openbaringe wat gaan plaasvind. En elkeen van hierdie seels is 'n oordeel wat oor Babylon uitgespreek word vanuit die hemel uit. Die eerste seël sê die woord van die Here in Openbaring 6 vers 1, en ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar, en om te oorwin. Hierdie persoon sal kom in die naam van vrede. Hierdie persoon gaan kom om orde en struktuur te bring in al die chaos wat daar mag wees. Hy gaan vooruitgang bied vir die mensdom. Hy gaan soos 'n engel van die lig verskyn. Hy gaan 'n besonderse karakter hê. Hy gaan 'n vredesooreenkoms bring vir die Midde-Ooste, waar alles besig is om soos in 'n kookpot saam te kook. Hy gaan begin, en dit gaan die begin wees van die groot verdrukking. Het nou iets gebeur, julle. Verskoning jy daarvoor. Ek het net veel slegte nuus, maar dit lyk van julle beeld is nou klaar, maar ek het nog gelukkig baie beelde, julle hoor.
So nou kan ons die hele aand aangaan. Dit gaan oor die wederkoms van die Here Jesus. Jesus kom om sy kinders te kom haal. En die wêreld wat nie gereed is vir daardie oomblik nie, soos daardie maagde, was 10 maagde gereed gewees om saam te deel in daardie bruilof. 5 was gereed gewees en 5 was nie gereed gewees nie. En dit gaan oor daardie gereedheid in hierdie laaste oomblik. En die doel van hierdie verdrukkingstyd, wat in daardie oomblik gaan uitbars oor hierdie mensdom, gaan om die wreking oor Babylon. Oor die wreking oor die vleeslike verdorwenheid van die mensdom. Die duisternis, die bose wat teen die Here gaan handel, maar hoe dat God besig gaan wees om van dit alles ontslae te raak. En hy fokus vir 'n tweede maal, oor die afgelope 2000 jaar, kom hy weer en hy fokus weer terug op Israel, op Jerusalem en wat daar aan die gang is. Daniël 11 vers 29 sê, op die vasgestelde tyd sal hy terugkeer en in die suide kom, maar dit sal die laaste keer nie wees soos die eerste keer nie. Die eerste keer het hy gekom om te soek en te red. Hierdie keer kom hy om te oordeel. Om die wêreldsisteem te kom oordeel, om die einde te bring aan die trotsheid van die mensdom, om die oorlog tussen duisternis en lig af te kom handel, en met 'n woord te kom spreek, en die duisternis af te vee van hierdie aardbol af. Daar die 70ste week van Daniël. En dan kom hy en hy kom herstel daardie vrederyk aan die einde van dit alles. Wanneer die lam van God kom om weer te kom regeer. Maar in hierdie tyd is daar spesifieke rolspelers. En ek wil vir 'n oomblik hê dat ons net ons aandag sal fokus op die rolspelers wat in hierdie tyd gaan figureer. Die hoofrolspeler van hierdie tyd, leer die woord van die Here vir ons, is die Antichrist. Die Antichrist is die een wat gaan opstaan, 'n persoon, 'n manlike persoon, sê die woord van die Here, wat gaan in bewind tree. Saam met hom is daar al die magte wat daarmee saam is, en die gees van die Antichrist wat daarmee saam gaan wees, en ons lees daarvan in die woord van die Here. In Openbaring 12 tot Openbaring 14 lees ons van die inspirasie, die eerste rolspeler in hierdie laaste pylvak van die einde van dae. En hierdie eerste rolspeler lees ons van in Openbaring 12. Hy sê, en daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het die oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind gewees nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Vers 12 sê, daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Hierdie eerste rolspeler in daardie laaste beweging is die draak. Dis die Satan homself. Dis die inspirasie van alles wat duisternis en donker is in hierdie wêreld. Hy is die uitgeworpene uit die heiligheid van God uit. Hy is die een wat uitgewerp is uit die teenwoordigheid van God uit. En hy weet sy dae is getel. En hy is woedend oor die kinders van die Here. En hy het niks wat hy kan doen aan hulle nie. En hy probeer om alles en almal wat saam met hom na die hel kan gaan, met hom saamsleep. Hy weet hy's reeds oorwonne. Hy weet sy tyd is getel. En hy weet hy kan nie meer doen as net om hulle saam met hom te neem nie. Hy weet wat wag vir hom. En hy's woedend. Daarom inspireer hy net boosheid. Daarom orkestreer hy net duisternis. Daarom is hy die fontein van alles wat vuil en wat donker is. Dis die eerste wat is die woord? Wat is die woord? Rolspeler, baie dankie. Die tweede rolspeler in daardie tyd is 'n vrou, sê die woord van die Here. En ons lees van hierdie vrou in Openbaring 12 vers 4 en vers 13. Hy sê van hierdie vrou, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Hierdie kroon van 12 sterre gee vir ons die bevestiging van hierdie vrou, wie sy is. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en baringsnood. Dit bevestig weer vir ons wie hierdie vrou is.
En die draak het gestaan voor die vrou, wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En daardie kind wat verslind moes word, verwys na die Here Jesus. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. Dit bewys vir ons wie dit is wat hierdie kind is, en dit bewys vir ons wie hierdie vrou is. Hierdie vrou praat van die Joodse volk, die volk van die Here, daardie volk wat die uitverkorenes is. En vriende, ons is nie die uitverkorenes omdat ons Afrikaans is nie. Ons is nie die uitverkorenes en ons is nie deel van die stam van Benjamin, omdat ons dink ons bly in Pretoria nie. Ons is dit nie. Dit is die Jode, dit sou altyd die Jode wees, tot einde van daartoe is dit God se volk. Ja, as kinders van die Here, is ons deel van die geslag van Abraham, omdat ons ook kinders van die Here is, en hy die vader van die gelowiges is. Maar in bloed is die Joodse volk die volk van die Here Jesus. En hierdie volk is 'n volk wat sy goddelike beskerming in hierdie tyd sal geniet. Die Here sal te midde van al die aanslae, gaan hy 'n oorblyfsel wegsteek, daar by Petra, daar by Bosra, en hy gaan hierdie mense daar wegsteek, sodat hulle as 'n volk tot bekering kan kom. Hierdie is die tweede rolspeler in daardie gedeelte, en 'n groot fokuspunt op daardie gedeelte wat gaan plaasvind in hierdie einde van dae. Van hierdie volk, sê die woord van die Here, gaan daar maar net 144.000 gaan oorbly. Die res gaan dit nie maak nie. En hierdie mense gaan verskuil word daar in die gebergtes van Petra, terwyl die wêreld oor hulle uitwoed en van hulle ontslae wil raak. Gaan dit wonder bo wonder wees dat God hierdie volk by homself aan die gang hou, soos wat hy vir 40 jaar in die woestyn gedoen het, toe daar geen kans van oorlewing was nie, gaan hy weer eens vir hierdie volk daardie oorlewing bied, vir die wat na hom toe vlug. Die derde rolspeler vind ons ook in die woord van die Here, en ons lees daarvan in Openbaring 12 vers 11 tot vers 18, en ons lees, hy sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en gepraat soos 'n draak, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde, voor die oë van die mense. En hy vertel die bewoners van die aarde, deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat, en maak dat almal gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee sal word, sodat niemand kan koop en verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Ek praat op 'n stadium met een van die dominees van ons kerk, en die ou sê, hy kan nou regtig waar nie dink dat, ekskuus julle, dit klink verskriklik as mense dit sê, dat God so oppervlakkig is om mense in die hel te gooi omdat hulle hierdie merk op hulle het nie. Ek dink myself, kan jy glo dat 'n mens so iets sal sê? Die woord van die Here sê, as jy hierdie merk het, is jou dag getel. Dan die einde van daag vir jou gekom, en jy sal in jou leeftyd jou voete nooit weer voor die troon van God kan sit nie. Hierdie volgende rolspeler is die gedierte wat uit die aarde uit opkom. Hierdie rolspeler noem baie mense en sê dat dit die Rooms-Katolieke Kerk kan wees, en ek wil nie daarop fokus nie, maar ek dink wat regtig belangrik is om te verstaan dat daar 'n magsbegrip is, dat daar 'n magsposisie is, dat regerings en vestings opgewerp sou word om juis hierdie werk te kom doen, om die groot hoer van Babylon te kan wees. Die woord van die Here sê vir ons dat hierdie gedierte wat uit die see uit opkom met groot mag, tekens en wonders gaan doen. En hierdie rolspeler gaan daardie mag oor elkeen wat agtergebly het na die wederkoms op hulle uitvoer. Die woord van die Here sê vir ons verder dat daar in Openbaring 13 vers 1 tot vers 8 nog 'n gedierte was wat uit die see uit sou opkom. Hy sê, en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings,
en op sy horings 10 krone en op sy kop 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee en sy troon in groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan en hulle die draak aanbid wat die dier mag gegee het. Ek probeer nie direk na die aankry. En die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? Ek het die fout opgespoor julle. Hy gaan verder en hy sê in die laaste gedeelte van daardie woorde, hy sê en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie in die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. Hier die gedierte wat uit die aarde, uit die see uit opkom, praat ook van 'n element, 'n deel van wie die Antichrist is. En sy naam word gemerk deur die nommer 666. Hy gaan regeer oor al die streke van die wêreld. Hy gaan regeer vanuit hierdie heidendom van die wêreld. Ja, ons weet dat die Jode se verwagting is dat die Antichrist moet uit die Joodse volk uitkom, dat die Messias uit die Joodse volk moet uitkom. Ons weet dat hierdie volk glo, hy moet spesifiek uit die stam van Dawid uitkom, want dit is wat die profesie was. Maar hierdie man gaan kom na vore, en hy gaan vir die wêreld gaan hy regeer, met allerlei vernuftighede, maar hy gaan kom met hierdie groot saak, om vrede te kom bewerk. En wanneer dit kom, moet jy weet, dat hierdie is die man, wat genoem word, die Antichrist. Hy gaan geken word as die Messias. Ekskuus julle, kom ons kyk of ons regkom. Hy gaan geken word as die Messias, as die verlosser, maar hy gaan liefdeloos handel. 2 Tessalonisense 2 vers 3 sê die woord van die Here, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word. Dis die eerste benaming van hierdie Antichrist. Die seun van die verderf, die tweede naam van hierdie Antichrist. Die teestander wat hom verhef, die derde naam van hierdie Antichrist, bo al wat God genoem word en voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Die volgende benaming wat hulle aan hom toegedien het. So die woord van die Here sê dat hierdie man wat gaan kom, gaan al hierdie benamings hê. Dis wat sy karakter gaan wees. Dis om hy gaan besig wees om juist daardie heerskappy te probeer uitoefen oor die wêreld. 2 Tessalonisense 2 vers 8 sê, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, nog 'n naam wat hy genoem word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. Hierdie een wat allerhande benamings vir homself gaan toeëien, allerhande magte vir homself gaan toeëien, en baie dinge gaan probeer, gaan met 'n woord, sê die woord van die Here, verdelg word. Openbaring 6 vers 1 sê, en ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as die oorwinnaar, en om te oorwin. Die Antichrist, en al die valse Christusse, saam met die gees van die Antichrist, wat in hierdie tyd, aan die einde van die dag, een van die rolspelers sal wees. Hy sou geken word aan 'n kopwond wat hy gegee sal word, volgens wat ons gelees het. Hy sal 'n man wees wat oorlog in daardie tweede helfte sal uitvoer. Hy sal elke een militaristies hanteer, wat nie voor hom sal buig nie. Hy gaan magsbewind uitoefen oor elke mens op hierdie aarde. Elke een wat oorgebly het in daardie tyd, sal hy in bewind wees. Aan hierdie tydperk, wat die einde van daai is.
geïnspireer deur die draak, voorgegaan deur die valse profeet, hy homself, die Antichrist. En wie dit is, kan ons nie vir mekaar sê. Daar's mos baie spekulasie. Jy nou vandag op YouTube gaan kyk, dan hoor jy is allerlei name wat opgedis word oor wie dit miskien kan wees. En ek wil my glad nie eens op daardie plek begewe nie. Maar die saak is, hierdie persoon gaan dinamies oorkom na die wêreld toe en die wêreld gaan op strepe agter hom aanloop. Onthou, in hierdie tyd gaan die Heilige Gees nie daar wees om mense te oortuig nie. In hierdie tyd gaan die kinders van die Here nie meer daar wees om die sout van die aarde te wees en mense te waarsku teen hierdie persoon nie. So mense gaan agter hom aanloop by die duisende, by die miljoene. Nou sê 2 Tessalonisense 2 vers 3, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Die einde van daardie vers, die volgende vers, want hy gaan voorgee dat hy God is. So die groot agenda van daardie tyd is misleiding. Die Antichrist sal dien as 'n politieke leier, 'n ekonomiese leier, 'n godsdienstige leier. Hy sal regeer en hy sal manipuleer. Ja, hy is die een wat sal initieer en sal afrond. Hy sal nou letterlik daardie woorde van die Bybel kom nek opdraai om die werk wat hy begin het te volbring. Vandag vind ons nou al reeds daardie gees van die Antichrist wat in ons wêreld sigbaar is. Ons hoor van die menseregte. Dit wat reg was is vandag verkeerd en dit wat verkeerd was is vandag reg. Ons let dit op in gesindhede. Ons sien dit in die onordelikheid van hierdie wêreld. Ons sien dit in die onregeerbaarheid van die wêreld. Die duister magte, duister agendas, alles wat al hoe meer en al hoe meer na vore tree. En is alles maar net daardie beeld van die Antichrist. Dan sê die woord van die Here, hy maak dat aan almal klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe hierdie merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. En daardie is nou nie om te sê dis hoe die merk gaan lyk, is maar net 'n voorbeeld, maar net so dat u die prentjie kan sien. Die tweede deel van die agenda van daardie laaste dae gaan die merk van die gedierte wees. Waarom sal die mense dit aanvaar? Want sonder die merk gaan daar geen veiligheid wees nie. En jy het gesien wat gebeur in die tyd van COVID, toe mense nie kon reis nie. Toe mense nie in 'n winkel kon ingaan as jy sekere goedes nie by jou het nie. Dit was maar net 'n voorloopie. Maar net te begin, net te wys wat kan gebeur. As jy daardie merk nie het nie, het jy geen voedselnood. As jy daardie merk nie het nie, het jy geen inkomste nie. As jy daardie merk nie het nie, het jy geen geld nie. Kan jy nie na 'n dokter toe gaan nie. Kan jy nie jou familie gaan besoek nie. As jy hierdie merk nie het nie, sal jy niks kan doen nie. Jy gaan letterlik onder huisarrest wees. En daarom moet 'n mens versigtig wees, om fyn ingestel te wees, om nie meer gesleer te word nie. Want ons leef klaar vandag in die tyd van misleiding. Openbaring 13 vers 14 sê, en hy verlei die bewoners van die aarde, deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak, vir die dier, wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. Hy sal aanbid word, is die volgende deel van die agenda. Weet jy vriende, is nie eens ver gesog nie. Die Wêreldraad van Kerke, al die verskillende gelowe het nou baie onlangs het hulle bymekaar gekom en lang gesprekke met mekaar gehad oor hoe kan ons een wêreld godsdienst daar vestig. Matteus 24 vers 22 sê, en as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. As die kerke begin saamdrom en komplotte smee om al die verskillende gelowe een geloof te maak en al die gode gelyk aan mekaar te kom stel, wat is die kans vir jou en vir my om enigiets anders te doen? In 2022 is die amptelike eerste tempel opgerig vir Chrislam. Chrislam is die eenwording tussen die Christendom en Islam. En as jy gewonder het, ons aanbid nie dieselfde God nie. Daar's die forum, die ekonomiese forum wat bymekaar kom om saam te bespreek en te praat oor hoe ons hierdie wêreld een ekonomiese stelsel kan maak. Dis reeds in wording. Hulle het reeds beplanning en datums in plek om hierdie dinge reeds uit te voer. Daar's reeds beplanning in plek om 'n een enkele wêreld ekonomiese stelsel in die lewe te roep. Om 'n kontantlose wêreld reeds te hê, en daar's 'n verskeidenheid van lande wat reeds gereed is om op daardie manier te funksioneer.
sodat hulle beheer kan hê oor hierdie wêreld. As 'n mens kyk na dit, dan sien 'n mens dat daar in baie lande meer as die helfte van die land reeds gereed is. Dan verstaan 'n mens dat COVID het 'n baie groot deel alreeds gedoen om mense se koppe te swaai. Die wêreld is reeds verdeel in daardie 10 zones, wat die woord van die Here sê, wat die wêreld verdeel gaan word, sodat daar een man oor hierdie wêreld kan regeer. Die Romeinse paus het onlangs weer na vore getree en gesê, dat daar een wêreldregering moet wees. Hierdie is nie far-fetched nie, bevriende. Dit gebeur vandag in die nuus. Die agenda van die gees van die anti-kris is om mense mee te sleer en te mislei. En as jy die merk van die dier op jou geneem het, wanneer daardie tyd sou aankom, het jou einde gekom. So vir elkeen wat nie gereed is vir daardie dag nie, vir elkeen wat nie gereed is om mee te gaan nie, vir elkeen wat agterbly, wat wag vir die einde van dae, is dit die lot. Nog een van die rolspelers is die engele boodskappers wat in daardie tyd sal figureer volgens Openbaring 14 vers 6 tot vers 11. Hulle gaan die blye tyding, die evangelie boodskap binne in Israel verkondig. Hulle gaan daardie evangelie boodskap aan die Jode verkondig en deur hierdie boodskap gaan daardie Jode soos een man tot bekering kom en hierdie mense gaan God aanroep. Hulle gaan Jesus sien vir die een wie hulle deursteek het. En dan gaan 'n massa bekering wees. En kan jy jouself indink hoe hierdie mense sal optree wanneer hulle by die werklikheid uitkom van wat hulle gedoen het? Matteus 24 vers 40 tot 42 sê die woord van die Here: Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Vers 48 tot 51 sê: Maar as hierdie slegte diensknegte in sy hart sê, my Heer tel hom om te kom, en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Here van die diensknegt hom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en geknars van tande. Dis die volgende rolspeler in hierdie dae van die einde. 'n Verlore mensdom. 'n Magdom van mense wat dalk in ons kerk is, wat dalk in jou familie is, mense wat dalk binne in jou huis mag wees, mense wat dalk baie naby aan jou mag wees, maar ver van God af leef, want as jy in die lewe nie vir God geleef het nie, dan sal jy in die lewe hierna nie vir God leef nie. Hulle is verblind, hulle is mislei, hulle is meegesleer, hulle is soms arrogant. Dit kan dalk ek en jy wees. As jy nie vandag weet van daardie oomblik in jou lewe, toe jy jou sonde besef het, berou gehad het en God vertrou het en jou te kom was en sy kind te maak nie, dan is jy nog deel van die dubbelhartigheid van hierdie wêreld, vol van die vlees en in daardie dag vol van paniek. Hulle weet nie dat hulle nie weet nie. Maar jy sal dit nooit weer kan sê nie, want jy weet. Keer op keer het God met hulle gepraat. Keer op keer het God hulle geroep. Keer op keer het God met hulle gespreek deur sy Heilige Gees, om hulle te roep tot wedergeboorte, om hulle te roep tot sondeoortuiging, maar keer op keer het hulle God se genade verwerp. Hy het hulle oortuig van sonde, maar hulle het verag. Hy het hulle getrek met koorde van liefde, maar hulle het nie belang gestel nie. Keer op keer het hulle God verwerp. Nie nou nie, Here, ek is te besig, Here, ek het nog iets wat ek moet doen, Here, ek moet nog iets bereik, Here. 'n Magdom van mense wat wag vir die einde van die dag. Mense wat soveel keer kans gehad het. Mense wat soveel keer genooi was. Mense wat net te besig was. Mense wat dalk net te goed was. Mense wat dalk net te ver was. Mense wat nog net iets wou doen. En nou wag hulle vir hierdie einde van daag. Openbaring 7 vers 4 sê, en ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Dis daar die laaste rolspelers, daar die 144.000 uit Israel. 12.000 uit elkeen van die 12 stamme van Israel,
wat die 144.000 is, die oorblyfsel. Die Engelse woord, die remnant, mense wat opnuut weergebore geword het. 'n laaste kans gebied was in hierdie laaste dae. En hulle het God vertrou. En hy het hulle vrygemaak. Op hierdie oomblik het die Jode 'n baie ernstige verwagting vir die koms van hulle Messias. Ja, tot op hierdie punt was hulle verblind gewees, het hulle hom verwerp en leef in liberaal, goddeloos, ver weg van God af. Ja, hulle hou elke Sabbat, hulle hou elke fees, hulle doen soveel dinge vir godsdiens, maar so min vir Jesus. En as ons kyk na hierdie rolspelers, dan sien ons dat dit alles akkumuleer na hierdie een enkele punt toe van die Antichrist. Die Antichrist wat geopenbaar gaan word, en hy kom om te verwoes en te vernietig. So kom ons fokus op dit wat saak maak vir jou en vir my. Daniël 11 vers 21 sê die woord van die Here: Daarna sal 'n veragtelike in sy plek optree, en wie geen koninklike waardigheid gelê was nie, maar hy sal onverwags kom en met liste die koninkryk bemagtig. En die leers van die instromende mag sal voor hom weggespoel en verbreek word, en ook die vors van die verbond. Want sodra die bondgenootskap met hom aangegaan is, pleeg hy bedrog, en hy sal omhoog en met min manskappe sterk word. Hierdie Antichrist kom oor 'n mensdom wat 'n noodkreet in die hart het. En oor 'n mensdom wat ramp op ramp beleef, in 'n tydperk wat dit oorlog op oorlog gaan wees, en daar geen uitkoms gaan wees nie, en hierdie man gaan daar die uitkoms bied, vir die eerste tyd, tot hy homself openbaar. Hierdie man gaan kom, om te hiet en te gebied, en elke een wat na hom gaan let, vir hulle sal hy 'n leidsman wees. Die hartseer vriende is, mense gaan in die miljoene agter hom aanloop, want die Gees gaan hulle nie meer oortuig nie. In Johannes 2, vers 18 tot 21 sê, kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het, dat die Antichrist kom, bestaan daar nou ook baie Antichriste. Nou vriende, ek en jy is in hierdie tyd, hierdie laaste uur. En ons het hierdie onderrigting van die woord van die Here ontvang, om daardie onderskeid te kan tref. Die Here het ons begenadig om ons te waarsku en te sê, daar kom 'n dag, vriende, wat hierdie Antichrist na vore gaan tree, wat hy gaan kom om te heers. En dit is die laaste uur. Wat vir jou en vir my saak maak is, om nie net seker te maak ek is gered nie, maar om seker te maak ek is gereed. Want die woord van die Here sê in vers 20, en julle het die salwing van die Heilige, en deur hom weet julle alles. Want hy onderrig julle, en hy oortuig julle, en hy help julle, en hy sê jou nooit manipuleer nie, en hy lei jou in die volle waarheid, en hy help jou met al sy krag, en sy opstandingskrag kan in jou en my ook wees. En daarom moet ons so versigtig wees, om nie mislei te word nie. Vriende, weet jy, die woord van die Here sê daar gaan 'n dag kom, dat hierdie mense wat wag vir hierdie einde van dae, dat hulle gaan uithardloop na buitekant toe en gaan bid, en vra dat die berge op hulle sal val, te kan doodgaan, en die berge gaan val, maar die woord van die Here sê die dood gaan van hulle wyk. Die doodsengel is die laaste rolspeler van die einde van dae. Hy wat gaan wyk van hierdie mensdom. Dit beteken daar gaan rampe wees en mense gaan vermink wees, maar hulle gaan nie kan doodgaan nie. Mense gaan nie kan doodgaan nie, sê die woord van die Here. Waarom? Want hulle word bewaar vir die dag voor die troon. En as jy deel van dit is, sal jy daardie dag nie ontvlug nie. Nou sê Jesaja 21 vers 11. Wagter, hoe ver is dit in die nag? Daar kom gruwelike eindes oor hierdie wêreld. Gaan jy daarvoor wag, soos daar die verlore gaande wêreld? Gaan jy daarvoor wag, soos mense wat nie gereed was nie? Gaan jy daarvoor wag, te midde van al die waarskuwings, te midde van al die roepstemme? Gaan jy klaarmaak en gereed maak om jou God te ontmoet? Want as Jesus kom op die wolke, net wie klaar is,
gaan dan saam. Soveel rolspelers. Hier is die vraag vanaand. Wat is die rol wat ek en jy gaan speel in die einde van dae? En as ek dink aan daardie vraag, dan skud dit my in my siel. So mag die Here vir ons help, om te midde van al hierdie dinge wat van ons in die woord van die Here opgeteken is, onsself voor God te kom stel. Ons harte voor God op en bloot te kom maak en sê, Here, kom skyn diep in my siel in, dat ek myself sien soos wat U my sien. En liewe vriende, as jy nie vandag weet van daardie oomblik in jou lewe wat God jou lewe kom nuut maak het nie, is dit nou tyd. Want die einde van dae kom spoedig nader. Mag die Here ons help. Mag hy met ons werk. Mag hy met ons praat. En mag jy nie mis die roepstem van die hemel nie. Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons mag weet, dat U in die woord vir ons soveel wysheid opgeteken het, Here. Soveel bewyse, soveel getuienisse van dit wat aan die einde aan die kom sal wees. En Here, ons kan vandag baie naïef wees, soos wat 'n groot deel van die kerk van Suid-Afrika naïef geword het oor hierdie dinge, want ons het hierdie gedagte van hoe lank ons die hel en die duiwel en al die goeders ignoreer, solank sal dit nie aan ons kant toe kom nie, Here. Maar die woord van die Here sê, die einde van dae kom, en die antichrist, en die valse profeet, en alles wat daarmee saamgaan, het hierdie een enkele agenda om die mensdom te mislei, saam te sleep na die verdoemenis, Here. Al hierdie rolspelers het 'n groot deel in wat vandag al reeds aan die gang is. En daarom kan ons harte maar net voor U kom buig en sê, Here, help ons asseblief. Laat ons nie meegesleer sal word nie. Laat ons nie mislei sal word nie, Here. Laat ons geanker sal wees in die Here Jesus Christus, in die kruiswerk van die Here, in die wassing van sy bloed. Ja, Here, sodat wanneer ons by daardie plek kom, dat ons met U sal wees. Here, wat is die rol wat ons moet speel in die einde van dae, wat U vir ons bestem het? En baie maal dan vang ons onsself besig met so baie ander dinge. Baie maal vind ons onsself besig met allerlei ou klein dingetjies wat so onbenullig is, terwyl dit wat saak maak op die agtergrond is. So die vraag, Here, wat in my hart opkom oor en oor en oor. Wat is my rol in die einde van dae? Ag Here, help ons om te verstaan. Help ons om te begryp. Help ons om reg te maak en reg te wees vir wanneer U ons kom haal. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing 'n lied saam om die diens mee af te sluit.
buig die hart toe, ontvang die seën van die Here, as jy vanaand daardie vrede van God in die hart het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die teere opsoekende gemeenskap van die Gees van God,